Môre, dis goed om julle almal weer te sien. So baie na julle almal verlang. En baie dankie vir almal van julle wat ons ondersteun het gedurende Desember. En ook vir julle wat die eerste keer hier is. My naam is Jaco Skutte en saam met Mariet vorm ons deel van die bedieningsspan hier by Doxa Deo George. En soos julle gehoor het, ons is eintlik een gemeente. Ons vestig net op verskillende sites hierso, Hartenbos en Mosselbaai. Wat 'n week, was 'n interessante week. Ons as gemeente, as Doxa Deo is ook baie betrokke by die brande wat daar was in Hartenbos en so ook in Mosselbaai. En hier is die begin van 'n nuwe jaar. Begin van 'n nuwe jaar, baie mense sal seker vir jou sê, "Hi, jy het seker nou al hele jaar gehoor. Hi, ek het jou laas jaar gesien." Dis seker ons weet nie wat om te sê nie, dan sê ons dit maar. Maar ek wil dan net namens ons almal sê voorspoed vir die jaar. Dit het jy ook al seker 100 keer gehoor. Mag die genade van die Here groot wees oor jou lewe. Mag jy regtig hierdie jaar om leer ken, beter en beter, dis al waaroor dit gaan, en dan die verskillende fasette van julle lewe. Ek dink baie van die ouers wat hier sit, sien seker baie uit na die skool wat hierdie week begin, sodat, soos ons dit altyd noem, die lewe net kan terugkeer na normaal. Ek het so gelag hierdie week, vertel een van die ouens van ons span, hy sê Sondag sê een van die vennote vir hom, daar by die Hartenbos kampus, hulle sê, ja nee, hulle kinders was die hele vakansie hier by hulle, en hulle, almal kuier mos hier van Gauteng af, en hulle was redelik moeg. Hy sê, toe laat weet hy net sy kinders, toe hulle nou ry, hy sê, as julle iets vergeet het, moet asseblief nie omdraai nie, ek sal dit pos. So ek weet nie hoe voel jy nie, en ek weet nie hoeveel van jou familie was daar by jou nie, maar voorspoed vir die jaar, en geniet dit. Ek lees hierdie week, julle het seker almal het gelees, daai WhatsApp aanhalingkie wat so gaan, want baie ouens praat ons nou maar oor nuwejaarsvoorneme, en hulle maak grappies, en die een ou het ons gesê, I tell you about my 26 goals, but I'm still processing 2025. Jy weet, so ek dink nog eers daaraan. So ek dink by almal van ons is daar altyd 'n begeerte om iets nuuts, om iets beters te doen. En daar's niks mee verkeerd om aan die einde van die jaar, ons weet God werk nie in jaarkalender nie, hy werk in seisoene met jou lewe, maar ek dink daar's niks mee verkeerd om nuwejaarsvoorneme te hê en al hierdie goed nie. En daarom het ek gedink om vandag te begin deur net te sê, kom ons maak net weer vas, waaroor gaan alles. En kom ons sê vandag vir mekaar met hierdie reeks, niet en anders, dat ek en jy moet besef, met die koms van Jesus Christus, en dit het ons nou in Kersfees so 'n bietjie herdenk, sy geboorte, maar met die koms van Jesus Christus, en sy sterwe en sy opstanding, in daai oomblik toe hy opgestaan het, het alles verander. Alles het verander. Alles is anders. Ons besef dit nie altyd nie. Maar alles het in daai oomblik verander. Ek dink iets wat ek hierdie week, ek moes hierdie week, moes ek aan die lang queues daar by Pakkelsdorp gaan staan het by die stadsraad, en dan moes ek 'n vorm invul, want my bestuurslisensie sê, het ek nie geweet, het verval nie. So ek noem dit net vir julle, jy moet dalk kyk, oor 5 jaar, dan verval hy, en jy moet hom toevallig hernie. Toe ek hom nou dag by 'n plek gee, toe piep, toe sê die girl vir my, hoor jy weet, hierdie ding werk nie meer nie. Toe kom ek dit vir die eerste keer agter. Maar anyway, toe staan ek nou daar in die ry van die gemeentelede wat hier is, het ook in die ry gestaan, is nogal 'n lang proses, ek was 4 keer daar, want elke keer kort jy iets, en toe ek die vorm invul, en ek skryf my geboortedatum, ek skryf 19, ek sal nou nie sê hoeveel nie, 2 Julie 19, kom ons noem dit 80, toe dink ek aan, besef jy dat elke keer, as jy jou geboortedatum skryf, elke keer as jy jou ID skryf, dan verwys dit terug, 1980 jaar terug, het daar iets gebeur, tyd het geskuif, iets het verander, en die vraag is, wat het verander? En ek wil vanoggend net so vinnig met jou daaroor praat, dat dit wat verander het, en dit wat anders is, en dit wat nuut was die feit dat Christus gebore is, gesterf het, en die anders was die feit dat hy opgestaan het.
Mag die opstandingsstorie altyd vir jou nuut en vars wees. Ek kan onthou toe my kinders klein was, dit was in daai tyd toe die Lion King uitgekom het. En elke keer as hulle na die Lion King kyk, dan is hulle so opgewonde. En hulle kyk het 3-4 keer 'n dag. Ek kon daaraan elke woord van die Lion King het ek uit my kop uitgeken, want ek het daai ding 500 keer oorgekyk. En toe is daar 'n tweede en 'n derde kind, nog 'n Here weer. Maar elke keer was die storie uniek. Hoor ek iets wat ek nog nie gehoor het nie. En mag dit vir jou so wees, wanneer ons praat oor die opstanding, want waar in jou lewe het jy nou gekyk en gesê, iemand staan op uit die dode uit. Nou ons kyk nou van hierdie kant af na die storie, en sê maar, dit is nou logies, want Jesus het dit nou al meer as 5 keer gesê. Hy het ons hoeveel keer vir hulle gesê, hoor jy, ek gaan sterf en ek gaan opstaan. Dit is maklik vir jou om van hierdie kant van die storie daarna te kyk, maar dink net bietjie aan daai kant. Onthou die Jode het geglo, daar gaan eendag 'n opstanding uit die dode wees, maar hulle het geglo, dit gaan aan die einde van tye gebeur. En skielik hier, tussen niks en nêrens, in die middel van tyd, kom Jesus en hy staan op. Dit was nuut, dit was anders. Niemand het dit verwag nie. Kom ek lees jou storie. Die storie lees. Elke keer as jy hom lees, mag dit jou fascineer. Nou, jy kan enige boek in die evangelies gaan lees, maar kom ek lees net vir jou, wat sê Matteus 28, ag, jy kan net luister, ek het vir jou teen die bord, maar is te veel, kom ek lees net vir jou daardeur. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel, onthou, God se skepping bestaan uit 2 dele. God in die begin, sê ons vir ons Genesis, het hy die hemel en die aarde geskape. Die sienlik, Paulus praat van hemel en aarde, en praat hy van die sienlike en die onsienlike. God het hierdie 2 dimensies, dit was sy skepping. Het die Here uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Nou moet jy verstaan, dit was anders. Niemand het nog ooit die engele gesien nie. Hier kom die 2 vrouens aan. Onthou, vrouens in daai tyd het nie 'n reg gehad nie. Vrouens in daai tyd mag nie eens in 'n hof getuig het nie. Jy kon nie 'n vrou se woord glo nie. Onthou net, ek gaan jou nou wys. En sy gedaante was soos 'n weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe. Want hier's wat gebeur het. Die kerk, die kerk van daai tyd, die Joodse kerk en die Joodse raad en die Joodse leiers, het na die Romeinse ryk toe gegaan. Onthou, die Romeinse ryk van daai tyd het die kruisdood uitgevind en mense gekruisig. En hulle het aan die einde van die dag moes die soldate seker gemaak het dat 'n ou wat gekruisig is dood. Nou laat ek jou nou mooi vertel. As hulle seker maak 'n ou is dood, hulle het verseker verstaan wat hulle job was, daai ou dood. Geen twyfel nie. Maar toe kom die Jode, want Jesus het nog gesê, hy gaan opstaan, en die Joodse kerkleiers gaan na Pilatus toe en sê vir hom, sit net wagte voor die ding, want wat gaan gebeur is, hy gaan sy disippels stuur, en sy disippels gaan sy lijk stuur, en dan gaan ons sê, hy het uit die dode uit opgestaan. So dis toe wat hulle doen. Pilatus gee toe vir hulle wagte. Die wagte gaan staan toe voor die graf. En uit vrees vir hom, het die wagte gebewe, en soos dooies geword. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. Dit was nie, dit was anders. Iets het gebeur. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. In Israel, as jy in daai graf loop by Golgotha, nou, dan staan jy so buite, dan van julle was nou al baie saam met ons daar. Al loop jy so in die graf, en as jy so in die graf inloop, al staan daar so groot, he's not here, he is risen. Hy vat jou. Hy het opgestaan. Dit het nog nooit gebeur. Dit was anders. Dit was niet. Hy was die eerste, sê Paulus. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea.
Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit dan vir julle gesê. Daai ons se koppe raas, ons en sy ook. En hulle het haastig weggegaan, met eens, onverwags, van die graf af, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was, om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader, en gryp sy voete, en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea, dis meer noord, moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel aan die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergadering raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het hom in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer is, hoor nou mooi, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. So kom hulle nie glo in die Messias nie. Hulle verwag hom nog. Tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. Want waar het jy nou al ooit 'n ou uit die dode uit sien opstaan? Dis anders. Dis nie. Dat iets gebeur. Jy moet verstaan, in daai oomblik van sy opstanding was ek en jy ingesluit, in sy sterwe en sy opstanding was ons ingesluit. Wat het gebeur? Daar's 'n ander koning. Die magte, die vorste, die owerstes, die kragte wat hierdie wêreld beheer het Jesus Christus met sy opstanding verbreek. Hoor wat sê hy? En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek, die opgestane Jesus, en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemele en op aarde. Aan my is gegee. Aan Christus. Hy is nou die nuwe koning. Nie eendag nie, van hy oomblik af, dat hy opgestaan het, is hy die koning. Dan sê hy sê, nou sê Jesus vir hulle, aan hom is gegee al die mag, gaan dan heen, maak disippels, maak volgelinge, van die nasies, nie skielik anders, nie net die Jode nie, anders, almal, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So hierdie is die opstandingsstorie. Paulus skryf daarvan. Hy sê in Romeine 1, hy sê luister, die opstanding verklaar hom as die Seun van God, die Christus. Onthou, die Here Jesus Christus. Jesus is sy naam, Here, the Lord, die een wat die finale uitspraak het. Christus beteken die gesalfde koning. Jy moet verstaan, die opstanding sê, hier's 'n ander koning. Alles is nou anders. Die wêreld het verander. Alles is nou onder Christus se beheer. Wat het ons laas jaar gesê? Hebreërs sê in Hebreërs 2. Hy sê, maar ons sien alles het nog nie verander nie. Maar dit is ons hoop. Ons sien Jesus. Ons weet hy's besig met 'n lang projek. En hy nooi die kerk, ek en jy uit, om deel te wees van hierdie projek. Sodat alles soos dit in die hemel gaan, die hoofkwartier, die onsienlike, daar by die troonkamer van God, alles soos in die hemel, so moet dit nou uitdrukking vind, hier op aarde. Ek en jy moet verstaan, met die opstanding het alles verander. Dit is nie meer dieselfde nie. Wat het alles verander? Wel, een van die goed waarby ons laas jaar stilgestaan het, het was die hele boek Hebreërs. En ons het gesê, die feit dat daar nou 'n koning is, sê Jesus vir ons, ek en jy moet verstaan, daar's nou iets, ek weet nie om dit te beskryf nie, maar daar's nou iets misterieus in hierdie skepping tussen die sienlike en die onsienlike, wat die Bybel noem, hemel en aarde,
iets het gebeur met die sterwe en die opstanding, dat hierdie twee dimensies het nader gekom, want Jesus het opgevaar, sê die Bybel, hy het aan die regterhand van God. Wat is in die hemele? Wat is in die onsienlike? Johannes gee vir ons 'n voorbeeld in Openbaring 4 en 5. Hy kry 'n venstertjie, hy sien in die hemele in. Wat sien hy? Die troon en die een wat op die troon sit. Hebreërs sê vir ons, die een wat op die troon sit, Christus aan sy regterhand. Maar skielik sê hy, nou kan ons, Hebreërs 4 vers 16, met vrymoedigheid, nie eendag nie, nou kan ons met vrymoedigheid hierdie troonkamer van God, kan ons nou nader. Ons kan nou ingaan. So daar's iets van 'n misterie wat ons seker nooit sal kan verklaar as Christene, maar die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is, stel ons nou in staat, soos Jakob 'n leer gesien het en die engele wat tussen dit beweeg, so het ons nou iets van daai vermoë om in die troonkamer van God, nou dadelik, onmiddellik, met confidence, kan ons die troonkamer van God nader. En hierdie hele vakansie was my kop besig met hierdie. Kan jy dink hoe uniek is dit? Dat die drie eenheid nooi my in hierdie gesprek, hierdie troonkamer van God in. Nie eendag nie, maar nou. Ek is deel van daai gesprek van God, van Jesus, van die Heilige Gees in my, wat my in staat stel om hierdie troonkamer van God te nader. En as ek in God se teenwoordigheid is, en God is in my, bly in my, en ek in jou, en God is in my, en ek is deel van hierdie conversation, dan elevate dit my geloof. So dis waarmee ek vanoggend met jou wil praat. Besef jy, alles het verander. Besef jy, dis nie meer dieselfde nie. En besef jy, as jy dink aan 2026, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dis onvoorspelbaar, maar ons weet, God is in 2026, en ons weet, omdat ek by God is, sal hy my help, sal hy by my staan. Toe ek hierdie week met van die mense praat in ons kampus in Mosselbaai en in Hartenbos met die vure, wie het ooit gedink jou jaar gaan so begin? Dis onverwags. Een sê dis die Here, ander een sê dis die vloeke. Hier's wat ek weet, God never promised us safety, He promised us victory. God is by ons, God is in ons. Ek kan met my frustrasie en my hartseer en my verlies, kan ek by hom gaan sit, hy het daai spasie create in sy troonkamer, hoe dit presies werk, ek weet nie, dis anders, dis nuut, alles het verander met sy opstanding, maar nou nooi hy my in hierdie spasie, in hierdie conversation, en as ek by hom sit, dan word my geloof versterk. Het jy al gesien, as jy baie keer in 'n conversation beland, of in 'n plek beland, saam met mense, as jy 'n aand kuier saam met ouens wat baie healthy is, en jy sien hoe eet hulle daai slaartjies, jy gaan huis toe, jy stop hier by McDonald's, dat jy net ordentlik kan eet, maar terwyl jy daar sit, dan voel jy ook soms skielik, nee, ek moet ook nou 'n bietjie begin verander, miskien moet ek ook 'n blaar nader trek. Ek het al gesien as ek baie keer saam met wrede ouens by die gym oefen, dan voel ek sommer ook, ek wil 2 kilogram meer optel, ek kan nie, maar ek voel so, want hulle inspireer jou. Jy weet toe ek hierin dink, as jy dink, jy sit in die troonkamer saam met God, of jy dit glo of nie, dis 'n realiteit, of jy bewus is van God of nie. Dis so Saul in 1 Samuel 10. Jy weet Saul, hy was 'n vegter, hy was 'n koning, maar hy kom in die omgewing, gaan lees dit bietjie van die profete, en aan die volgende oomblik word hy so geraak deur hierdie habitat, hierdie omgewing waar hy begin, en hy begin te profeteer, tot die volk sê, hemel, is Saul nou 'n profeet? Jy sien, as jy kan begin besef, dat jy is deel van die gesprek, my kop, ek kan nie my hande om het kry nie, want aan die een kant sê ek vir myself, dis iets wat ek moet besef, ek moet groei daarin, maar dis wat Jesus kom doen het.
En daarom verstaan ek dan dat die Bybel sê, as ek in daai conversation is niks mos onmoontlik vir God nie. Ek het soveel skrifte wat ek vir jou kan lees, maar hoor hom net. Ek is die wynstok, julle is die lote. Johannes sê, wie in my bly. Onthou, wie in my bly. Paulus beskryf dit as die in Christus. Wat beteken in Christus? Ek het al 100 keer vir julle gesê, maar net vir die nuwe mense. In Christus, die maklikste manier hoe ek dit kan onthou, is die storie van Dawid en van Goliat. Goliat tar die Israeliete uit. Hulle is bang vir hom, hy sê die groot reus. Die volgende oomblik kom Dawid aan, hy gooi hom dood, hy kap sy kop af. Toe hy sy kop afkap, in daai oomblik, word die hele volk Israel ingesluit in die oorwinning van Dawid. En skielik kry hulle houdingkie, skielik het hulle meer moed, skielik voel hulle is die oorwinning. Dis wat met ons gebeur het in Christus, bly in my, dis wat meer, jy deel in sy oorwinning, hy het die mensdom kom bevry van slawerny. Dis wat gebeur het met sy opstaan. Aan my is gegee alle mag en alle krag, en ek is in hom. En so kom hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Niks is so 'n niks woord. Ons gebruik niks so baie. As jy Markus 10 gaan lees, die storie oor die ryk man, hoor wat sê hy, maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Maar hy invite my nou, ek is nou deel van hy spasie. Dit gaan 'n invloed hê oor hoe ek kyk na alles. Hy's by my, hy's in my, hy's vir my. Onthou jy die storie in Lukas 1 vers 37, die teks wat ons so baie aanhaal, by God is niks onmoontlik, nothing is impossible with God. Maar het jy die storie al gaan lees? Dis die storie van Maria en Elisabeth, dis die storie waar Maria sê, Here, ek het dan nie 'n man nie, hoe gaan ek swanger word? En die Here sê vir haar, moenie worry nie, want waar ek is niks onmoontlik nie. Elisabeth was op 'n ouderdom, sy kon nie meer kinders hê nie, maar in daai oomblik het God vir haar gesê, jy sal 'n seun hê, jy sal 'n seun hê, en op 'n ouderdom het sy 'n seun gehad. Jy sien, as jy in die conversation is, as jy deel is van die omgewing van God, dan besef jy, ek kan 2026 aangaan, want niks is onmoontlik vir God nie. Dis anders. Alles het verander. Jy kan nie meer die Ou Testament lees met dieselfde bril nie. Jy lees hom vanuit die perspektief af, vanuit Christus. Niks is so niks woord nie, né? Ons gebruik niks so algemeen. Laat my nou dink aan, ek het al een keer met haar gepraat, maar net so vinnig. Niks is so 'n niks woord nie. As ek by my kinders in die kamer storm en ek sê vir hulle, wat maak julle? Niks. Mylik doen hulle baie. As ek verveeld is, wat doen jy? Nee, wat het jy vandag gedoen? Nee, ek het heeldag niks gedoen nie. Ons gebruik niks ook baie keer in wiskunde. Ek kan onthou ek was so rukkie terug op skool. Niks plus niks is 0. 0 plus 0 is 0. Ons moes nog met logboekies werk. Daar was nie calculators in my tyd nie. As ek 0 by 0, moet ek in die boekie gaan opsoek, vat my 'n uur. 0 mal 0 is 0. Ek ken die ander enetjie. Die mag nie deel met 0 nie. Wiskundige onderwysertjies, kom geen daai tyd vir my, sweetie. Maar hier's wat ek weet van God, sy wiskunde werk anderste. Want jou niks, plus jou geloof in hom, niks is onmoontlik nie. Jy moet vandag verstaan, as ons kyk na 2026, onmoontlik bestaan nie by God nie. Niks bestaan nie by God nie. Dit bestaan nie. Sonder God kan jy niks doen nie. Jy mag dalk oningelig wees, maar God is alwetend. Jy kan aanwesig wees, maar God is alomteenwoordig. Jy kan kragteloos wees, maar God is almagtig. Ek dink gisterand aan die storie van die vissermanne. Hoe is dit moontlik? Hulle vang die hele dag niks. Daai bootjies, ek het hulle al gesien daar in Israel. Hulle is nie vreeslik breed nie, maksimum 2 meter. Dan sê die Here vir hom, gooi net die net aan die ander kant toe. Dan is die net te vol dat hulle bootjies moet roep. Hoe is dit moontlik?
Hy sê nie, jy moet op 'n plek kom waar jy besef, waar ons besef, dis die muur, jy weet, die muur en die olifant loop oor die brug, dan sê die muur vir die olifant, ja, ons skud hierdie brug. Nou jy kan self besluit, wie's jy? Dis waarna toe God ons innooi. Dan kyk ek anders na die jaar. Ek kyk anders na verlies. Daar's iets in my. My God is by my. Dan dink ek anders oor baie goed. En God het gesê van die begin af, nou dat alles verander het. Hy sê, kyk, ek gaan alles nuut maak. Ek gaan alles nuut maak. Ek wil jou uitdaag. God is die God wat spesialiseer in die onmoontlike. Van die begin af. Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg. Die woordjie leeg en empty, nothingness. Niks. Daar was niks. Toe sê God, laat daar lig wees. Het jy al Job gelees, 26, voor hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor niks. Daar was niks. Toe vat God hierdie planeet aarde wat hy create het, en hy sit hom daar, en hy bly daar. En daai God, en ek en jy as gevolg van sy dood en opstanding, ons is nou so, hy nooi ons in die conversation. Dit maak dat ek anderste dink, dit maak dat my geloof anderste is. Alles wat God doen, begin by niks. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil afsluit. Julle 26, kom julle moet draf. 26 loop voor ons. Ek weet nie wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Maar hier's wat ek weet. Die God van niks bestaan nie. Met sy dood en opstanding het alles verander. Alles is anders. Ek staan nou onder hierdie koning, waarin alle mag en alle krag gegee is, nie eendag nie, daai oomblik. En hy het 'n spasie vir my oopgemaak, wat hy noem die genade troon van God. Hoe dit presies werk, I don't know, maar die Gees verbind ons. Dis kom van, gaan terug, nooi in, bly in my, ek en jou. As jy die Vader gesien het jy my gesien. Ek weet nie mooi werk hy goed nie. Jy sal seker nooit met jou brein kan verstaan nie, maar jy het nie nodig om God met jou brein te kan verstaan. Dis goed wat jy net moet aanvaar. Die wat hom aangeneem het, die is kinders van God. Daar's goed wat jy net moet aanvaar. En hy nooi jou in hierdie conversation in. En dan mag goed met ons gebeur hierdie jaar, goed of sleg, jy kan afsny, jy kan bind, jy kan maak net wat jy wil. Ek weet nie hoe die lewe werk nie. Om antwoorde te gee vir alles is nie altyd maklik nie. Maar hier's wat ek weet. By God is niks onmoontlik. Niks. Ek het jou al baie storie vertel, ek gaan dit weer vir jou vertel. In 2018-19 gaan ons as leierskap in ons bid. Sê Here, wat sê jy vir ons vir die jaar wat voor lê? En die Here gee vir ons hierdie skrif. En dis 'n skrif vir Doxadeie, en as jy deel is daarvan, is dit jou skrif. Efesiërs 3 vanaf vers 20. En aan hom wat die mag het, want hy het alle mag, om ver te doen bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, daai opstandingskrag. Hy sê in Efesiërs 1, dieselfde krag wat Christus uit die dode uit opgewek het, die is ook in julle. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus
deur geslagte tot in ewigheid. Ver bokant wat ons kan dink of droom. 2020, toe tref COVID ons. Ons het op daai stadium 600 mense gehad wat vir Doxa Dayo gewerk het. Ek kan onthou toe die kerke in Pretoria by mekaar kom, die eerste ding wat hulle sê, lê staf af, sny salarisse met 30%. Dit was verskriklik. Toe verstaan ons hoekom die Here die skrif vir ons gegee het. En ons vat God op sy skrif. In COVID het ons Mosselbaai en George geplant. Ons het nie een staf afgelê nie. Ons kon nie salarisverhogings gegee het nie. Ons het die salarisse verminder nie. Ver bokant wat jy kan dink of droom. Because we realize we're part of a conversation. Hoe dit presies werk, niks is vir God onmoontlik.